In hierdie video gaan ons 'n bietjie kyk na die kritieke eerste 90 dae van die ooi se dragtigheid. Ons gaan kyk na hoekom vrek lammers werklik, die goue middeweg vir geboortemassa, die plasenta as die biologiese fondasie, die meganika van oordrag, die gevare van ondervoeding dae 30 tot 50, die oorvoedingsparadoks by jong ooe, die werklike koste van oorvoeding by jong ooe, die risiko-diagnostiese matriks, dan fase 1 aksieplan vroeë dragtigheid dag 1 tot 30, die katalisator ingryping dag 42, fase 2 aksieplan middragtigheid dae 30 tot 90, die daaglikse massa toename teikens dae 30 tot 90, kwantifisering van die verborgde verliese en dan gaan ons kyk na die 3 goue reëls vir die eerste 90 dae. Baie welkom by hierdie video. As dit jou eerste keer hier is, ek is Bram Coetzee en ek is al vir meer as 30 jaar betrokke in die skaap- en wolbedryf in Suid-Afrika. Die kritieke eerste 90 dae. Kom ons kyk bietjie hoekom is hierdie eerste 90 dae van die ooi se dragtigheid. Hoekom is dit van kardinale belang en hoekom is dit noodsaaklik dat jy gedurende hierdie periode, hierdie eerste 90 dae periode, moet sorg dat jy jou voeding en bestuur moet 100% reg wees. Want verwaarlosing of oorvoeding kan jou dier te staan kom tydens hierdie periode. Nou, in meeste gevalle word die weer of roofdiere geblameer vir lamvrektes. Maar hoekom vrek jou lammers werklik? En die grootste rede vir lamvrektes is die geboortemassa. Die geboortemassa is te laag. So die lammetjies het geen weerstand nie. Sê jy die primêre oorsaak voeding en geboortemassa is deurslaggewend vir oorlewing. So as jou lammetjie te klein is of as hy te groot is, dis waar die probleem kom. Lammers wat minder as 3.5 kg weeg se oorlewingskans daal drasties. So as ons na hierdie grafiek gaan kyk, dan sien ons dat as ons kyk na hierdie wat hulle noem die klokkurwe, dan sien ons dat die goue middeweg vir geboortemassa is hier tussen 3.5 en 5.5 kg. Maksimum oorlewing, die absolute teikenzone vir alle lammers. As jy onderkant die 3.5 gaan, dan beweeg jy in hierdie zone in te lig, gevaar van verkleiming, hypothermie en swak nageboortelike groeitempo, as jou lammetjies te klein is. Dan het jy weer op die ander kant, as die lammers te groot is, groter as 5.5 kg, lammers te swaar, gevaar van strawwe geboorteprobleme en oormatige placenta groei, dan dis die probleem wat jy hierdie kant het. So die ideaal is om jou lammetjies hier in rondom hierdie 3.5 na 5.5 kg te kry. Dit is wat ons praat van die sweet spot. So, kom ons gaan kyk 'n bietjie net wat gebeur tydens daai eerste 90 dae van dragtigheid. So die ooi se dragtigheidperiode is plus minus 150 dae. So die placenta groei is die een wat eerste plaasvind. Dis hierso tot by dag 90. Dis wanneer die placenta ten volle ontwikkel en dan hiervan net na dag 90, dis wanneer die fetus beginne groei. So jy het eers die volwassenheid van die placenta en dan begin die fetus drasties groei. Variasie in die massa van die placenta is verantwoordelik vir meer as 80% van die variasie in fetusmassa. Jy kan nie 'n klein placenta in laatdragtigheid regvoer nie. Sodra die placenta teen dag 90 sy finale grootte bereik het, dan is die lam se potensiaal reeds vasgelê. Hierdie is baie belangrik om hierdie te verstaan, dat jy kan nie na dag 90, as jou oeye swaar gekry het hier tot by dag 90, jy kan nie daai ding regvoer in laatdragtigheid nie, dan is dit reeds te laat. So dis belangrik dat jy hierdie verstaan. So as ons gaan kyk na die meganika van oordrag, ons praat van die placenta massa en die baarmoederkoeke. Dit gee die voedingsstof oordrag kapasiteit. So die placenta
se massa en dan die ontwikkeling van daai baarmoederkoeke. Dit is die kapasiteit van voedingsoordrag. En dit gee dan vir jou fetus massa, geboortegewig, en dit gee vir jou biesproduksie, kolostrum en volume. So dis die twee goed wat as gevolg van hierdie kapasiteit is die twee goed wat jy kry. So 100 gram toename in placenta, massa is omtrent 560 gram toename in geboortemassa. Elke 100 gram toename in placenta massa gee vir ongeveer 560 gram toename in geboortemassa. Meer en groter cotyledons of dan nou baarmoederkoeke korreleer direk met 'n hoër biesproduksie 30 minute na lam. So hierdie is baie belangrik, as jy soek hierdie biesproduksie. Net sodra die ooit klaar gelam het met daai lammetjie biesmelk inkry, om te help met die oorlewing van daai lammetjie. Al sy immuniteit en al daai goeders wat opgebou word, wat dan deur die biesmelk kan hom verskaf word. Dan, as ons gaan kyk na die gevare van ondervoeding, daar 30 tot 50, as die oeye swaar kry gedurende daai tydperk, dag 30 tot 50, dan kry jy wat resorpsie of embryo verliese vir albei tweelinge en jong oeye. Klein placenta, lammers weeg onder die 3,5 kg en dan swak moederseienskappe. Oeye verwerp lammers as gevolg van biologiese stres en dan verlaagde melkproduksie tot 25% afname as gevolg van swak eierontwikkeling. Dit is die gevare van ondervoeding as die oeye tussen dag 30 en 50 swaar kry. Oormatige liggaamsmassa verlies 10 tot 15% in middeldragtigheid veroorsaak fetale vrektes. Dan die oorvoeding paradoks by jong oeye. Dit is ook iets wat baie belangrik is. Om jong oeye te oorvoer ad lib voeding verander die hiërargie van die voedingsstofverdeling. So jy kan ook deur te goed te sorg vir jou jong oeye of te veel kos te gee vir jou jong oeye, kan jy weer heeltemal na die ander kant toe van die spektrum gaan en jy gaan groot verliese optel hierso. 'n Hoë voedingsvlak verhoog hormone insulien en IGF-1. Voedingsstowwe word weggekanaliseer na die jong ooi se eie liggaamsgroei. Die placenta word weggeneem van voeding en dan hierdie baarmoederkoeke krimp. Die gevolg is ligte lammetjies en byna geen biesmelk. So as jy te veel kos vir jou jong oeye gee, as jou jong oeye oorvoer, dan word die voedingsstowwe gekanaliseer na liggaamsgroei toe ten koste van placenta of fetusgroei. Dis wat hier plaasvind. En dan kry jy dat jy 'n klomp swak lammetjies het. Jong oeye kry nie lammers groot gemaak nie. En die rede is nie omdat die jong oeye dan swak is nie, dis dalk net omdat jy veel kos gegee het. So hierdie is belangrik om hierdie in gedagte te hou. Nou, wat daai voeding aan betref, die werklike koste van oorvoeding by jong oeye, ons praat van 'n matige voedinname, 72 gram per dag. Die placenta is dan so ontwikkel tot so by 498 gram. Die geboortemassa is 4,7 kilogram en die biesproduksie is 375 gram. By 'n hoër voedingsmassa, by 'n hoër voedinginname, plus minus 241 gram per dag, dan veroorsaak dit dat die placenta krimp, kleiner placenta, dit veroorsaak 'n laer geboortemassa, minder as daai 3,5 kg en dan die biesproduksie is 65% minder. So, hoe meer kos jy vir daai jong oeye gee, op 'n sekere stadium begin oorvoer jy die jong oeye en dan het dit die teenoorgestelde effek. So neonatale lamvrekte styg van 3% onder matige voeding tot 'n skokkende 15% by oorvoerde jong oeye. So dis iets wat jy in gedagte moet hou met jou jong oeye. Dan, as dit kom by die risiko en diagnostiese matriks, as ons kyk hier tussen volwasse oeye en jong oeye,
te lae voedingspyl en te hoë voedingspyl. Wat gebeur by die verskillende groepe? Nou, by volwasse oeye is 'n te lae voedingspyl, gaan jy 'n klein placenta kry, lammetjies wat minder as 3,5 kg weeg, 'n hoë risiko vir verkleiming, hipotermie, so jy kry swak lammetjies aan, en dan op 'n te hoë voedingspyl kry jy oormatige placenta groei, massiewe lammers, groot, 6 kg, so jy kry daai geboorteprobleme, hoë risiko vir domsiekte. Dis wat gebeur as jou oeye op te hoë voedingspyl is. Dan wat die jong oeye aanbetref, as jy op 'n te lae voedingspyl is, kry jy resorpsie van die embryos, uiters lae geboortemassa, swak lewensvatbaarheid, die lammetjies vrek net eenvoudig. Maar as die jong oeye op te hoë voedingspyl is, dan kry jy voedingsstofafleiding, verkleinde cotyledons, vroeë geboorte, baie lae biesproduksie. So die jong ooi kanaliseer daai voedingsstowwe dan na eie spiergroei toe en nie na die fetusgroei en biesproduksie toe. En dit gee dat jy dan swak lammetjies kry. Dan as ons gaan kyk na jou aksieplan, fase 1 aksieplan, vroeë dragtigheid, dag 1 tot 30, suksesvolle embryo-implantering en vermyding van massaverlies. So volwasse oeye handhaaf die massa, onderhoudsvoedingspyl. Jong oeye teiken 'n toename van 70 gram tot 180 gram per dag. Moenie jou jong oeye oorvoer in hierdie stadium. Kort paarseisoen, gebruik kogelramme vir 9 dae, paar vir 'n maksimum van 21 tot 28 dae. Kritieke reël hierso is moenie oeye gedurende hierdie tyd weeg of hanteer nie. Stres veroorsaak direkte resorpsie van die embryo. So, baie belangrik, dag 1 tot 30, dat jy dit reg hanteer. Dan as dit kom by ons praat van die katalysator ingryping, dag 42, dis wanneer die oeye geskandeer word. Skandering ontsluit presisievoeding. So, die oomblik as jy jou oeye geskandeer het, dan moet jy hulle opdeel in groepe. Skandeer ongeveer 42 dae nadat die ramme uitgehaal is, groepeer streng, skei enkeling, tweeling en drieling fetusse. Isoleer jong oeye, bestuur dragtige jong oeye apart van volwasse oeye. En as daar droë oeye is, bemark die droë oeye, verkoop onmiddellik of skuif na kruisteelkudde, pril na die eerste mislukking. So, maar die belangrike is hierso met skantyd, dis wanneer jy jou oeye moet deel in verskillende groepe in, sodat jy dan vir daai oeye die regte kos kan gee, volgens hulle behoefte. Of te sorg dat hulle in die regte kampe is met kos, om te voldoen aan daai behoefte. Dan wat betref die oorvoeding, aksieplan met dragtigheid, dag 30 tot 90, optimale placenta groei sonder oormatige vetaansetting. Kondisiebeheer, moenie toelaat dat oeye te vet raak nie. Maksimum kondisiepunt 3.5. Beheer inname, stop ad-lib voeding en massatoename om die teikens oorskry. Weidingsbestuur, indien weidings te welig is, verhoog die veebelading per kamp of bewei kampe vooruit met droë of beeste om beskikbaarheid te verlaag. So jy moet, as jy in 'n omgewing is wat jy baie welige weiding het, moet daai oeye so bestuur word dat hulle nie te vet raak nie tydens daai periode. So belangrik om dit te doen. Dan met die daaglikse massatoename teikens is dag 30 tot 90 volwasse oeye, enkelinge so plus 50 gram toename, tweelinge is so 80 gram toename, drielinge is so 100 gram toename. En by jong oeye praat ons van 100 gram toename, 110 en 140 gram per dag toename vir dag 30 tot 90. In Holland sê hulle meten is weten, of om te meet is om te weet. Weeg slegs 'n klein gemerkte kontrolegroep gereeld om te verseker dat die hele trop die korrekte teikenmassa handhaaf. So monitor, evalueer en maak regstellings. Sorg dat jy op daai lyn bly as dit kom by die teikenmassas van jou kudde. Dan kwantifisering van verborge verliese. Moenie slegs vrekters by geboorte tel nie. Tel verliese vanaf bevrugting, skandering.
Hier is die formule. Potensiële lammers by skandering minus die lammers gebore gedeel deur die potensiële lammers. Dit is die persentasie wat jy dan kry van verborge verliese. So resorpsieverliese moet minder as 2% wees, maar ideaal onder 0,5%. So vandat jy gescan het tot die lammers wat gebore is, daai verlies moet baie klein wees. Die koste elke enkele embryo of fetus wat afsterf verteenwoordig 'n direkte finansiële verlies van R450 tot R850. So daai lammertjies wat net wegraak, dit kos vir jou baie geld. So sorg dat jy hierdie goeders reg doen. Nou as dit kom by die 3 goue reëls vir die eerste 90 dae, dan nommer 1 is die placenta, beheer alles. Daar 30 tot 90 dikteer placenta grootte. Jy kan nie vroeë verwaarlosing met laatdragtigheid voeding regmaak nie. Ons het alreeds daaroor gepraat. Jy kan nie, as die placenta nie ten volle ontwikkel het, jy kan dit nie in laatdragtigheid regstel nie. Jong oeye is hoogsensitief. Oorvoeding van jong oeye krimp die placenta. Matige en beheerde groei is absoluut noodsaaklik vir oorlewing. So moenie jou jong ooetjies oorvoer nie, want dit het die teenoorgestelde effek. Presisie vereis skandering, kort paarseisoene, dag 42 skandering en streng groepering is die enigste manier om lammers binne die 3,5 tot 5,5 kilogram oorlewingszone te kry. So, hierdie is jou 3 goue. Die beste manier om uit te vind wat om te doen is eerstens om te bepaal waar staan jou boerdery. Is jy onder die top 20% of is jy onder die onderste 20% of is jy iewers hier in die middel? Want as jy weet waar jy staan, dan sal jy weet wat om te doen. My aanbeveling sal wees dat jy hierdie skaapboerdery evaluasie gaan doen. Dit is so 15 vrae wat jy kan beantwoord en dit sal vir jou baie goeie indikasie gee van waar jou boerdery staan. Jy sal die skakel vind reg onder hierdie video, in die beskrywing van die video of in die opmerkings. Dit sal sê WMS skaapboerdery evaluasie. Dan klik jy net op daai skakel en dit sal jou vat na hierdie evaluasievorm wat jy kan invul. As jy die vorm klaar ingevul het, dan kan jy net jou besonderhede invul en dan sal jy 'n telling kry. 'n totale telling en dan ook 'n telling vir die 3 afdelings, besigheid en mense, natuurlike hulpbronne, produksie en bestuur, om te kyk waar is jou tekortkominge en dan kan jy maar net die stappe volg daarvan af. As jy minder as 80% kry vir jou skaapboerdery evaluasie, dan sal my aanbeveling wees dat jy hierdie werkboek aanskaf, die 3 pilare van winsgewende skaapboerdery. Die skakel is reg onder hierdie video in die beskrywing of in die opmerkings van die video. Nou, die 3 pilare van winsgewende skaapboerdery handel oor besigheid en mense, natuurlike hulpbronne en dan skaapproduksie en bestuur. En dit sal jou help met jou denkwyse, jou beplanning, jou strategie, stelsels en die implementering daarvan. En hopelik sal dit jou vat na die top 20% skaapboere in Suid-Afrika. As jy voel jy het meer hulp nodig, dan is jy welkom om deel te word van my Welvaart met Skaap Top 20 mentorprogram. Hierdie mentorprogram loop oor 12 maande. So ons gaan in maand 1 en 2 doen ons beplanning en strategie en denkwyse en dan in maand 3 tot 6 werk ons met begrotings en stelsels en dan maand 7 tot 12 dan doen ons monitering, evaluering en verbetering. So die hele doel met die mentorprogram is om jou te help om binne 12 maande jou boerdery te vat van waar ook al jy jou bevind na een van die top 20% skaapboere in Suid-Afrika. Uit ondervinding weet ek dat die meeste skaapboere maar redelik klei trap as dit kom by die verstaan van hulle finansiële syfers van hulle boerdery. So as jy belangstel, gaan kyk na hierdie video wat nou op die skerm verskyn, as jy meer wil leer oor hoe jy jou syfers van jou skaapboerdery moet interpreteer.